Goeiemôre. Baie welkom ook vanoggend hier by ons Adventdiens. Ons gaan so 3 liedere saam sing, so agter ons maskers deur. Lied 3, 5, 4, O Christus ons verlange, en ons sing vers 1, 2 en 3 saam. Ons volgende Kerslied wat ons gaan saam sing is lied 370, Engele uit die hoogste hemel, en ons gaan sing vers 1, 3 en 4. Eleanor, ekskuus, dit is nie vir my 'n baie bekende lied nie, maar is hy redelik bekend? OK, ek is bietjie agter. Lied 370, vers 1, 3 en 4. Ons sluit ons voorsang af met lied 365, 365, hoor die blye engele lied, en ons sing vers 1
en 3. Baie dankie, weer eens, baie goeiemôre en baie welkom ook vanoggend. Net 'n paar afkondigings. Ons dankoffer word, soos die laaste tyd, na die erediens die houertjies voor by die deure ingegooi. Daar is ook ons houertjies vir ons motorwagte, kom ons dink ook aan hulle. Dan môre is die laaste dag vir die ingee van die Kersbokse. Dis reg net, dis, okay. Môre dan, as jy nog van die Kersbokse wil ingee, asseblief teen môre ingee. En dan vra ons ook voorbidding vir Abri en Diane, met Diane se ma wat oorlede is, Margaret Esterhuise. Kom ons dink ook aan hulle om in hierdie Kerstyd ook 'n ma te verloor, is seer. So kom ons dink ook aan hulle in ons voorbidding. En ook aan ons medebroers en susters, wat ons dalk nie nou noem nie, maar wat ons weet, wat siek is, wat swaar trek, wat bedroef is, wat ook al deur watse probleme mag gaan. Kom ons dra mekaar in gebed, want dit is wat die Here van ons vra. Kom ons raak stil in sy magtige teenwoordigheid. Prys die Here, alle volke. Prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Kom na sy voorhoewe toe. Bring vir hom offers. Buig voor die Here by sy heilige verskyning. Betoon eerbied aan hom, almal op aarde. Amen. Geliefdes, ek groet julle vir die baie mooi dag met die woorde van ons Here, as hy vir elkeen van ons sê, genade en vrede vir jou, en weet, dit kom van God die Vader en van die Here Jesus Christus, en dit geskied alles deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord die Here op sy groet, en ons gaan saam sing van lied 344, o die goeie tyding, o die blye tyding, en ons gaan sing vers 1, 2 en 3 staande saam.
Ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 72. Psalm 72. En ons gaan lees van vers 12 af. Psalm 72 vanaf vers 12. Ons is midde adventtyd, tyd wat ons aanbeweeg, wat oploop na Kerstyd. So alles is basies nou die boodskappe gerig op Jesus se menswording, die hele boodskap rondom Kerstyd. Daarom ons tema nou vanoggend dan, wat loop saam met Psalm 72, waar is die koning? Waar is die koning? Voordat ons hierdie gedeelte saam lees, kom ons sluit die oë in gebed. Driemaal heilige God en Vader, Here, uit U, deur U en tot U is alle dinge. Ons loof en dank aanbid U, vir genade onbeskryflik groot, vir liefde onvoorwaardelik. Here, U alleen is die magtige, die almagtige God. En ons dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. Dankie dat ons op so 'n mooi dag, as kinders van U, hier by mekaar kan kom, om uit U woord geleer te word. Here, weer getroos te word, toegerus te word vir die dag van vandag, môre en elke dag. Dankie Here ook vir die versekering wat U vandag vir ons uit U woord wil gee. Here, ons bid dat U ons harte en ons verstand ontvanklik sal maak vir U woord. Here, dankie dat U deur U Gees dan nou in ons sal werk. U naam ter ere. Amen. Psalm 72 vanaf vers 12. Hy sal die arme red wat om hulp roep, die verdrukte en die wat geen helper het nie. Hy sal hom oor die swakke en die behoeftige ontferm, die lewens van die arme mens beskerm. Hy sal hulle van onderdrukking en geweld bevry, hulle lewens sal kosbaar wees in sy oë. Mag die koning lank lewe, mag daar vir hom goud uit Skeba gebring word. Mag die mense gedurig vir hom bid en die hele dag seënbedes vir hom uitspreek. Mag daar volop graan in die land wees. Mag dit selfs bo op die bergtoppe wyf. Mag die oes so welig wees soos die Libanon. Die graan so geil opskiet soos gras in die veld. Mag die koning se naam altyd onthou word. Mag sy roem duur, solank as die son daar is, sodat al die nasies hulle in sy regering verlustig en hom prys. Dan vers 18 wat ook ons teksvers is, geloof sy God die Here, die God van Israel. Dit is net hy wat magtige dade doen. Mag sy verhewe naam vir altyd geloof word. Mag die hele wêreld vol wees van sy majesteit. Amen, ja amen. Hier eindig die gebede van Dawid, seun van Isai, vers 18. Geloof sy God die Here, die God van Israel. Dit is net hy wat magtige dade doen. Tot sover ons skriflesing. Waar is die koning van die Jode? 'n deurlopende vraag in die evangelie van Matteus. En hierdie vraag begin by die wyse manne wat hoor van die geboorte en wat dan vra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? En dan kom die antwoord,
so eintlik na 'n groot gesukkel in Bethlehem, een van die geringstes onder die stede. Blykbaar is hy die koning incognito, die koning wat skuil, die koning wat wegkruip, 'n koning, die koning wat van geboorte tot dood wegkruip, blykbaar. Hy word gebore in 'n stal. Sy groot aankondiger wat voor hom al profeterend moes uitgaan, vra later so onseker, is u die een wat sou kom? Of moet ons iemand anders verwag? Blykbaar kruip hy weg. Is u die een wat sou kom? Of moet ons iemand anders verwag? Om dan die antwoord te hoor, as jy my soek, soek my by die lammes, die malaatses, ons kan vandag sê die siekes, by die dowes, die dooies, die armes. Inderdaad, 'n koning wat wegkruip by die vreemdelinge van die destydse samelewing. En as hy later koninklik met hosannas begroet word in die stad van Dawid, stel hy die mense eintlik so te leer deur sy optrede, want hy is net hierdie nederige mens en hulle verwag 'n koning wat met 'n vreeslike gejuig en 'n fanfare daar aankom. Hy beantwoord nie aan die mense se verwagtinge van 'n koning nie. So hulle is eintlik teleurgestel, so in so 'n mate dat hulle spoedig skimpend vra, wie is hierdie mens? Wie is hierdie mens? Om maar net te hoor hierdie verskriklike ironie, eintlik hierdie stuk hartseer, om maar net te hoor dat hy 'n profeet uit Nasaret is. Jesus, die seun van God, word genoem, vra, wie is hierdie mens? 'n profeet uit Nasaret. Tydjie later, in sy bespotlike verhoor, vra die Romeinse regter, is jy die koning van die Jode? Waarop God en mens swyg. Maar aan die einde gee hierdie heidense prokonsul wel 'n opskrif bokant sy doringkroon. Dit is Jesus, die koning van die Jode. En die heidene val met spottende hulde voor hom neer. Ons groet u, koning van die Jode. Kan ons hierdie hartseer hoor? Jesus, die seun van God, die koning, maar hy gedra hom nie volgens hulle standaarde van 'n koning nie. En hy word bespot. Hy word uitgejou. Maar uiteindelik is dit so heiden, een van die wat nou net maar gespot het, wie se oë oopgaan, en hy sê, hierdie man was werklik die seun van God. En nou vra ons vanoggend vir mekaar, daar voor Kersfees, waar is dan die koning wat gebore is met Kersfees? By die armes, die verstotenes, die regloses, verborge, weggekruip, tussen hulle wat in elke samelewing so dikwels ook maar verborge bly. Maar terwyl Herodes en die Jode nie weet waar hy is nie, weet die hulpeloses en die vreemdelinge wel waar hierdie Messias is. En dit is die vreemde antwoord op die Epifaniefees. Ons soek die koning en die koning kruip weg. Want ons soek hom in die kerk,
met sy bekende Kersverhaal, wonderlike Kersliedere, die romantiese carols by candlelight. Ons soek hom in 'n nagemaakte krippie met 'n soet glimlaggende Madonna en 'n halfsedige Josef aan haar sy. Dis waar ons hom dikwels soek. Maar waar is die koning? Hierdie koning wat wegkruip op sy fees, by kersboompies, waar kinders met fonkeloogies droom van 'n Kersvader wat kom met 'n volgelaaide wa met Kersgeskenke. Waar is hy? Hy wat wegkruip in die stilte wat 'n oomblik in die huis, in die bedryf, op die slagvelde daal. As die Kersvrede soos 'n soort wapenstilstand 'n paar uur lank op ons aarde toesak. Kersdag kom dan op so anderste vrede, 'n anderste gemoed. Dan is dit of almal vir daai tyd nie beklei nie, nie veg nie woorde wissel nie. Asof daai hemelse stilte vir 'n paar uur op ons neerdaal. Om kort na Nuwejaar, maar weer vervang te word met 'n geraas en 'n gestry, 'n geswets in die huwelik, in die besigheid, in die sport en die politiek. Waar is hierdie koning? Want in 'n wêreld waar dit so maklik hiperbolies oor die koning van Kersfees gepraat word, waarin sy vrederyk lynreg staan teen ons werklikheid, word ons vanoggend herinner aan Psalm 72. Want, geliefdes in die Here, ons werklikheid, hartseer maar waar, is immers 'n wêreld van onreg. 'n wêreld van onreg. 'n wêreld waarin heersers beheer het oor die magte van verwoesting, van totale vernietiging. Die koning wil vir ons 'n vrederyk gee, maar ons werklikheid is, dit staan so lynreg teen wat ons elke dag beleef. Ons sien hoe alles vernietig en verwoes word. En dan wil ons uitskree, waar is die koning van Psalm 72 dan? Is dit maar net 'n vroom ideaal, 'n pragtige droom? Waar is hierdie koning wat alle mag op aarde het? Broer en suster, die koning van Psalm 72 het dieselfde adres as die koning van Matteus, by die armes en die hulpeloses, by elke een wat roep om hulp, wat vra na hulp, elke wat na hom soek, sal ontdek waar hierdie wegkruip koning werklik is. Psalm 72 wil vanoggend vir elkeen van ons hier kort voor Kersfees weer kom sê, begin na Jesus Christus kyk met die oog van 'n kind. Soek hom met 'n hart wat soek. Ons moet met hulpsoekende oë na hom kyk, want hy's daar. Hy is daar. Ons moet hom weer raak sien. En dan sê Matteus 5 vers 3, gelukkig, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want sulke mense weet waar om hom te vind en daaraan om hulde te bring. Psalm 72
wil vanoggend vir my en jou kom vra. Roep jy net uit, waar is die koning? Of soek jy hom in totale afhanklikheid? Vra jy waar hy is? En dan gaan jy maar net aan met jou lewe? Sing 'n Kerslied, luister na die Kersverhaal. Wonderlik, fantasties. Maar beweeg ons daar verby. Wat hierdie Advent, hierdie Psalm, saam met Matteus 5 wil vanoggend vir elkeen van ons vra. Weet jy, erken jy, besef ek, dat ek hom sal vind, as ek afhanklik van hom raak. As ek nie meer my eie paadjie wil loop nie, my eie ding wil doen nie, maar as ek in totale afhanklikheid van hom begin leef, dan sal ek hom vind. Dan sal ek vir die wêreld kan uitskree, waar is die koning? Jesus Christus is die koning van kerk en wêreld, nie net van die kerk nie. Alhoewel, al regeer hy oor elkeen op 'n ander wyse. Oor kerk en wêreld is hy die koning. Christus die koning voer heerskappy oor alle magte en kragte. Gaan lees gerus weer Psalm 72 vers 18 en 19. Aan hom behoort alle mag. Nie 'n bietjie nie, nie net die kerk nie. Kerk en wêreld staan onder hom. Hy voer heerskappy oor alle magte en kragte. Alles in die hemel en op die aarde is deur hom en tot hom geskape. Hy hou alle dinge in stand. En ek wens ek kon net sê, ek net vra, glo ons dit? Glo ons dit? Leef ons dit? Dit wat ek elke dag sê, dit wat ek praat wanneer ek kuier my eie huis, waar ek werk, dit wat ek doen, is dit 'n teken van die feit dat ek glo dat God alle mag het en dat hy alles in stand hou. Of staar ek my net blind weer eens teen dit wat ek maar in die wêreld sien en hoor? Psalm 72 wil vanoggend vir ons aan die hart kom rak, vir ons kom sê, hy het alle mag. Hou op vrees. Hou op weggevoer raak deur allerhande goed. Dis dalk hoekom ons dink dat hy wegkruip, want ons soek hom nie. Hierdie koning wat heers oor kerk en wêreld, heers ook koninklik oor die gevolge van die sonde in die lewe van mense. Siekes genees hy, blindes laat hy sien, krepeles laat hy loop, dooies rig hy op. Maar weier, met sy natuurwonders toon hy ook sy mag oor die natuur. En aan die regterhand van die Vader waar hy sit, gaan hy voort met sy heerskappy deur die Gees en die verkondiging van sy woord en lei daarmee sy kerk tot volheid en die wêreld tot voltooiing. Nou kom die vraag na ons toe vanoggend, elkeen van ons. Hoe bewys ons? Elkeen van ons wat sê ons is 'n gelowige. Hoe bewys ons hulde aan ons koning? Ons koning wat alle mag het. Dan die antwoord. Deur ons te vereenselwig met hom. Met ander woorde, deur te doen soos Jesus doen. Deur sy voorbeeld te volg. Deur sy reg tot ons reg te maak. Sy tuiste op aarde ons onderdak te maak.
sy bydra tot reg en geregtigheid ons bydra te maak. Die adres, die styl, die optrede van hierdie koning, koning Jesus, moet ook die adres, die styl en die optrede word van my. Waar is Jesus? Wat is die adres? Waarheen werk hy? Na ons toe, sodat ons na mekaar toe kan werk. Wat is sy styl? 'n Styl van liefde, van genade, van omgee. Is dit die styl wat ek beoefen? Tree ek elke oomblik op met liefde teenoor ander, soos wat hy liefde teenoor my betoon? Betoon ek genade teenoor my medemens? Of is ek net reg om deel van die wêreld te word wat wil vernietig en verwoes? Wat is my optrede? Die woord van God wil vanoggend vir ons sê, gaan kyk, wat is Jesus se styl? Wat is Jesus se adres? Wat is sy optrede? En gaan meet jou eie daaraan. Gaan sit een of ander tyd vir 'n paar oomblikke stil. Vra jouself, waar werk Jesus? Wat is sy styl? Op watter manier werk hy? En hoe tree hy op? En dan vra jy jouself, beantwoord ek hieraan? Want dan kan ek vir die wêreld wys waar die koning van die wêreld is. Psalm 72 is vanoggend 'n uitnodiging aan elkeen van ons om die koning van Israel te begroet, ons met hom te vereenselwig in aanbidding, voor hierdie groot koning van Israel te staan. En Kersfees is ook so uitnodiging. Kersfees wil vir elkeen van ons kom vra, wat is jou adres? Wat is jou styl? Wat is jou optrede? Wat hierdie koning is in ons samelewing. Hy is in ons kerk, hy is by ons. Maar hy is ook die koning wat eintlik nog wegkruip. Hoekom? Want hy gee ons kans om hom te soek en te vind. Hy's nie weg nie. Hy's nie weg nie. Hy wag dat elke mens die keuse sal maak om hom te soek en te weet jy sal hom vind. Daarom het Kersfees nie net 'n tyd van familie en mooi liedere en omgee en geskenkies, die omgee verseker. Maar Kersfees is 'n oproep vir elkeen van ons. Weet jy waar die koning is? Ken jy hierdie koning? Soek jy hom, want dan sal jy hom vind. Waar hy nou is, en dan die wonderlike, maar hy sal ook weer kom. Nou is hy by die Vader, maar hy sal weer kom, en dan nie weer as die koning wat wegkruip nie, maar op die wolke in heerlikheid en majesteit, want alle mag behoort aan hom. Geliefdes in die Here, gaan hier die res van die adventtyd, die Kersfeestyd in. Vra jouself elke dag, soek ek met my gedagtes, my woorde en my dade na hierdie koning, die koning van die wêreld. Of dink ek maar net dat hy wegkruip? Soek hom en jy sal hom vind. En weet hy kom weer op die wolke in heerlikheid en majesteit. Amen. Kom ons dank saam. Here Jesus, baie dankie
dat U ook vanoggend vir elkeen van ons kom sê, dat U koning is. Maar Here, U kom herinner elkeen van ons ook daaraan, dat dit tyd is, dat ons so begin leef, dat elke mens wat my pad kruis, U die koning in my sal sien, omdat ek in afhanklikheid van U leef, deur wat ek sê en dink en doen. Almagtige Vader, dankie, dat U die koning van die wêreld is, dat U alle mag het, vir kerk en wêreld, dat alles deur U tot stand gekom het, dat U alles in stand hou. Driemaal heilige Here, dankie vir U genade, dankie vir U liefde. Lei ons Here, deur U Gees, dat ons elkeen die keuse sal maak, om te volg waar U ons lei. Here, ons bid U seën toe op elke kind van U. Ons bid vir genesing, ons bid vir troos, U teenwoordigheid. Dankie Vader, dat ons dit alles kan vra, in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Alle lof en dank aan U, ons Here, ons Vader, ons Verlosser, ons Koning. Amen. Ons gaan ten slotte saam sing van lied 3, 4, 5, kom alle getrou, as ek net gou 'n bietjie bly. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde, ook kom in die Gees nou na Bethlehem, en ons gaan sing vers 1, 2 en 3. Kom ons sing dit staande so. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees
en bly. Amen.